Okay, so in die vorige voorbeelde wat ons gedoen het, het ons heeltyd nommers gehad en dit is maklik want die nommers het met mekaar, jy weet as ek sê 2 maal 3, het ek dan 'n nuwe nommer gekry, so 6 of 6 gedeel deur ek weet nie, 2 is dan 3 en ek het nommers gekry en so voort. Maar in hierdie geval gaan hulle vir my vra, skryf X in terme van iets anders. In hierdie, wel, spesifiek hier gaan ons skryf X in terme van A, B en C. En ek gaan presies dieselfde doen, maar dit gaan net nie so mooi wees nie, want dit gaan nie getalle wees nie. En dit gaan nie sin maak dat ons antwoord nie iets is soos 5 of 7 nie. So ons gaan nie emosioneel happy wees hieroor nie, maar ons gaan, jy weet, dit gaan die antwoord wees wat hulle soek en ons gaan hulle, wie ook al hulle is, ek weet nie waar is hulle nie, maar hulle gaan bly wees. Okay. So ek gaan maal met 'n B aan albei kante, want ek wil hierdie is 'n breek op B en dit word gedeel deur B, so nou gaan ek net maal met B en ek gaan dan kry X minus A, want die B's is weg, of laat ek dit hier skryf, sê maar so, ek gaan dit so skryf. So daai B's kanselleer weg en C maal B is maar net BC. Yes, dit is nie mooi nie, maar dit is maar net hoe dit is. En nou gaan ek 'n X minus A, maar ek wil nie minus A nie, so ek gaan 'n A plus aan albei kante. So A plus soos wat jy nou van nou af vir wiskunde gaan kry, nee. BC plus A of A plus BC, dis dieselfde ding mos. Okay. So ja, dit is nie 'n mooi antwoord nie, ek stem saam. Dit maak nie sin nie, dis nie 'n antwoord nie. Maar dit, jy weet, later in wiskunde gaan jy sien, okay, hierdie maak sin en dit help ons en stuff. So wees maar net gereed dat jy nie antwoorde gaan kry wat net mooi is soos 5 of 10 of enigiets nie, gaan allerhande veranderlikes in hê. Okay, kom ons doen gou nog 'n voorbeeld. Kom ons doen A, hierdie het ons nou nie X in nie. Okay, kom ons sê B moet die onderwerp wees, of ons skryf B in terme van A en C. So hierdie A en B word gemaal en dit word ook, die vierkantswortel daarvan word gekry. So om die vierkantswortel uit te kanselleer, moet ek kwadreer, of tot die mag van 2 kwadreer aan albei kante, en dit kanselleer uit. So dan het ek A en B wat oor is, en ek het C kwadraat. Okay? En om B alleen te kry, moet ek nou net A wegdeel. So ek deel deur A, en nou kry ek die B's, wel A is weg, en dan dit C kwadraat. Nee, sorry, daar is 'n B, C kwadraat oor A. Okay. So weer eens nie 'n mooi antwoord nie, maar dit is B in terme van A en C. Kom ons kyk gou na nog 'n voorbeeld, skryf 'n bietjie aan 'n kleur hierso, A en X en C, en hulle sê vir ons X moet, okay, wag, kom ons skuif net daai bietjie af, there we go. So ek moet skryf X in terme van A en C, so is twee goed wat met die X gebeur. Die X word gemaal met 'n A, en die vierkantswortel word gevat van hom. So ek gaan eers die A wegdeel, want dan gaan net die vierkantswortel van X oorbly. En dit is C op A. En om nou die vierkantswortel weg te kry, weet ek, moet ek kwadreer. So ek kwadreer aan albei kante, kom ons doen dit sommer in 'n blou. En dan weet ek, X is alleen, soos wat ek wou, want daai kanselleer uit. En dit kan of so bly, C op A alles gekwadreer, of ek kan net so skryf. Altyd werk. Ek dink hierdie is gewoonlik wat hulle eerder wil hê, dit, maar daai is ook reg. Okay, en kom ons kyk gou na die laaste een. Kom ons sê xy gedeel deur z is gelyk aan t, en hulle sê x moet die onderwerp wees, of ek moet skryf x in terme van y, z en t. Yes, dit gaan nie 'n mooi getal wees nie, maar ons gaan maar net dieselfde toertjie weer oordoen. So ek gaan maal met 'n z aan albei kante. So wat ek oor het is xy is tz, okay, want hulle het gemaal, en ek wil x alleen kry, so ek gaan deel deur y aan albei kante, die y's gaan hierdie kant wegdeel. Belangrik, die y moet nou nie 'n 0 wees nie, right? So ons moet maar skryf, kyk, so hoef dit nie nou te skryf nie, maar ons moet maar net bewus wees daarvan, ons kan nie regtig deur 0 deel nie, so ons hoop maar y is nie 0 nie, sê maar net y mag nie 0 wees nie, maar x is gelyk aan tz oor y. Okay, so hierdie is baie weird hierdie. Is nie te veel dat ons met dit te doen kry nie, maar hierdie is baie goeie oefening net om te weet hoe werk mens met vergelykings. In die laaste video, dit is nie die laaste video is nie, maar
tensy mense nog vra vir video's of ander vergelykings wat hulle nie weet hoe om te doen nie. Maar die volgende een is baie weird. So ek hoop net jy moet mooi sit en jy moet 'n snack by jou hê. Ek wil nie jy moet flou val net as ek daai som op die bord skryf nie. Maar ja, sien jou in daai video.